So jy is 'n koffiebokkie. 100%. Dan praat my Actually 'n koffiebul. koffie boffin. Koffie boffin. Connoisseur. Hoor vir jou en jou Franse woorde. Hierdie is Suid-Afrika hoor. Hierdie stukle drive. Tussen kussens raak die wêreld saak. Hier is ons nou uiteindelik met 'n lekker koppie koffie, Cheers. nee? Cheers. Maar my vraag gaan nou nie eintlik oor koffie nie. My vraag gaan oor rugby. Ja. En ons gaan jou nou verskoon dat jy nou vir 10 jaar vir die Bulle gespeel het. Net so kort stukkie vir die Stormers, maar soos my co-host sê nie almal is perfek nie. Maar maar kom ons begin met die begin. Jy het groot geword, gebore in Queenstown. Ja. En waar het jou rugby of jou liefde vir rugby begin? Eintlik maar by my familie, my ma se pa het ook rugby gespeel. En sy van is Jansen, so my ma se nooiens van is Jansen en Jochie Jansen en Eben Jansen het vir die Springbokke gespeel. Oh wow, yes. Ja, so ek het groot geword op 'n plaas met 'n rugbybal in my hand en altyd bal geskop en ek wou 'n rugbyspeler word van kleins af. As jy my daai tyd gevra het ek gesê ek wou rugby speel en dit was die droom. Oh wow. Ja. En waar was jou, het natuurlik rugby gespeel op skool en so aan, maar waar voel jy was jou big break geweest? Toe ek Waterkloof toe gegaan het, toe Heineke Meyer het my gebel die een dag op pad gym toe, na skool. En toe dog ek is 'n prank. Name drop ons hier nie. Heineke Meyer het my gebel na skool. Ja, ek het gedog is 'n prank en toe is dit regtig hy. Ja, sien. Dis sê ek moet Gauteng toe gaan Oh, wow. en toe gaan ek 'n week later is ek in Pretoria op Waterkloof op skool en ek maak daar klaar en ek gaan Bulle toe daarna. So ja, dit was insane. Ja, Vir 'n ouetjie van Queenstown af. En was die droom altyd geweest om vir die Bulle te speel? Was dit jou span wat jy Ja, maar support dit was het? my pa se span en ek het so groot geword met die Bulle wat geondersteun was, maar ek het altyd van die Stormers gehou. Ja. Ek het altyd daai tyd van die Cats gehou, so Ja. Super 12. So ja, dit was maar om eerlik te wees, ek wou net rugby speel. Ja. Maar ek moet sê dit was great om vir die Bulle vir so lank te speel. Ja. So ek sal daai geleentheid en memories vind ek vir hou. En watter rugby span ondersteun jy nou? Nog steeds die Bulle. Maar ek ondersteun rugby in algemeen nou. Ek kyk spelers. Ek het 'n paar favourite spelers wat nou speel, jong ouens wat deurkom. Ja. Ja, so Amazing. ja. En met dit, soos jy sê die jong ouens wat deurkom, jy is ook betrokke hier by 'n plaaslike skool waar jy ook uithelp met rugby. Dink jy dit is waar jou roeping is ook om amper soos die baton oor te gee? Ja, ek wil altyd nog iets doen in rugby na rugby. Ja, so ek het nou 'n geleentheid gekry om 'n bietjie uit te help by Fransby in 'n jonger span. Ja. En ek sien uit vir dit. So ek sal sien hoe dit gaan. Ja, ek dink En luister hulle na jou? Sê hulle hierdie oom weet wat hy doen of sê hulle hierdie oom maak ons moeg? Ek het nou nog nie begin nie, maar ek het so nou en dan uitgehelp by 'n akademie van een van my vriende. Okay, cool. En ek het in Amerika ook 'n bietjie gecoach toe ek daar klaar gemaak het. So daar het ek ordentlik gecoach en wow. dit was baie anders om daai tipe ouens te coach. Ek kan dink van veral in Amerika, ek meen rugby is nie so groot daar nie. Dis Nee, nou, nee. ek meen die dames in Amerika, hulle doen fantasties. Beter as die mans, maar ons gaan nou nie daar gaan nie. Maar dit moet 'n groot aanpassing wees. Kyk, jy het hier rugby gespeel, maar toe gaan jy oor om daar rugby te speel Ja, ook. ja. En wat was die verskil tussen hier in Suid-Afrika en daar? Ek moet sê klomp mense dink daar's 'n groot verskil in die rugby kwaliteit. Ek vergelyk dit altyd met Currie Cup. Ek sê nie ek's reg nie, maar dis baie naby Currie Cup level. Okay. Ek moet sê ek het dit eintlik geonderskat toe ek daartoe gaan. Die rugby is nie sleg daar nie. Ja. Dalk was ek net aan die einde van my loopbaan. Maar dis regtig nie slegte rugby daar nie. So ja, dit was maar net die setting wat verander het. Amerika is baie lekker en om rugby daar te speel is baie anders en om lewe daar te geniet dis baie anders en lekker. Maar ja, die rugby kwaliteit is goed, moet sê. Wow. Nou, hulle het nou onlangs hulle official groot stadium oorgemaak. Maar dis nie dieselfde as hier in Suid-Afrika nie. Ek meen die velde wat julle op gespeel het daar, is baie harder as hier. Ja, hulle het ons oefen en speel op artificial pitch. 3D noem hulle dit, dink ek, maar voel nie so nie. Ja. So daai Eintlik soos Astro toe. Ja, die baan wat jy op speel of die veld wat jy op speel daar dis baie anders en jy oefen op dit, so jou Achilles en jou lyf vat shots elke dag. Veral vir iemand wat
aan die einde van sy loopbaan is. Dis nie great vir jou lyf daai tipe Ja. velde nie. So in my geval, dit is nog steeds dit is great om daar te speel. Dit was great om daar te speel om my ervaring Ja. te hê. So ja. En jy sê die hele tyd die einde van jou loopbaan. Kyk, jy's nog baie jonk, maar selfs toe jy oorgegaan het jy geweet, weet jou rug het redelik baie naks gevat. Ja, nee, ek het geweet maar ek is aan die einde van my loopbaan al 'n rukkie terug. Ek het maar stil probeer hou en ja, dis amper asof jy nie wil hê dit moet waar wees nie, dan vermy jy dit, maar ek het dit al geweet vir 'n rukkie. So dit ek het nog 'n kans gegee en ek het hard probeer rehab voordat ek oorgegaan het en ek het ure en ure in strekke en rehab en versterking ingesit en dit gaan net nie die probleem oplos wat ek het nie. So ja. En jy het natuurlik handoperasies ook gehad. Ja. So dit jy die skaars om dit te wys, Ja, baie ja. cool skaars, né? Maar die dag wat jy eintlik nou gesit het en vir jou vrou en vir jou familie gesê het, ek moet rugby opgee. Hoe het jy dit gevat en hoe het jou familie gereageer op dit? Ek het nog nie eintlik so iets gehad nie want toe ek besluit het ek's klaar in Amerika, toe het ek dit vir my vrou gesê daar en ek het probeer planne maak vir life after rugby. Al het ek altyd geweet wat ek wil doen. Ja. Ek het mos nie direk 'n plan as jy nou shit ek's klaar nie. Ja. Maar toe ek nou agterkom ek's klaar, toe het ek met haar gepraat en ek kan een geleentheid onthou waar dit bietjie emosioneel geraak het, maar ek het nog nie regtig 'n Roelofs met klaar met rugby gehad nie, want ek meen die laaste sê maar 5 jaar toe my rugbesering begin het ek so aangehou met die rugbesering. Ek het nooit weer goeie rugby gespeel nie. Ja. En ek dink dit was soos 'n Asof dit jou terughou. ja, en dit het my soos heeltemal uit die rugby kringe uitgevyd want ek het rugby probeer speel, maar ek was nooit reg nie want ek het 'n rugbesering wat nie normaal is nie. So ja, ek dink net ek het dit verkeerd gedoen. So ek het nooit 'n afskeid van rugby af gehad nie. Ek meen toe ek nou besluit ek's klaar, toe begin ons nou die koffiewinkel ook. So dinge was net heeltyd Aan die gang. aan die gang. So ja, ek fokus net heeltyd op iets anders en ek dink ek byt al regtig so lank vas met die rugbesering dat my al so amper net voorberei en geweet dit kom en ja, dis moeilik om in woorde te sit, maar dit kom al jare wat ek vasbyt met die rug en wat ek eintlik maar in myself weet, dis klaar. Ek dink dit is selfs daai, jy weet, op 'n jong ouderdom, soos jy sê, jy is op die plaas, jy's in jou future boekie, want ek meen almal gaan deur daai vibe om uiteindelik daai besluit te neem vir jouself. Maar ek dink hoe jy dit goed gehandel het is, jy het al klaar 'n backup plan gehad nog voor 'n backup plan nodig was. Ja. En ek dink dit maak 'n groot verskil. Maar in Amerika self het jy baie ding gedoen behalwe rugby. Hoe presies het daai gebeur dat jy besigheid begin doen het daar? Nee, ek het as jy in Miami, toe ek Amerika toe gaan, toe is ons Miami se eerste span. Ja. Soos toe ons Florida se eerste professionele rugby span. Oh wow. So ons was die Miami Sharks en dit was 'n massive ding in Amerika toe ons nou die eerste seisoen daar is in die MLR League, in die Major League Rugby. En so toe ons die eerste paar games al gespeel het, toe het almal gekom en daar is baie Suid-Afrikaners en ek was die enigste Suid-Afrikaner in die span. So ek meen al die Suid-Afrikaners het amper geweet ek's daar. Yes. So ek het baie nuwe mense ontmoet en ek het een van my baie goeie vriende vandag, Johan van Wyk. Hy bly in Amerika nog en hy het 'n great besigheid daar en so na rugby het ek daar ingeval en daar gewerk en ja, dit sou as Pleite nie gebeur het, sou ek 10 teen nou nog al gewees het en in 'n anodizing fabriek gewerk het. So ja. Wie se nou gedink? Ja, Dis so ander dinge vir mekaar gepas. So you never know, maar dit sou ook 'n great geleentheid gewees het ek dink om dalk daar iets te probeer doen, maar koffie is my passie, genuine my passie, so ek bly ons is in koffie. Nou wanneer jy nou op 'n Saterdag sit en jy kyk hoe ons rooi kaarte kry wat onnodig is. Just saying. Drink jy koffie? Ja, of wat is jou go-to drink? 'n broffie. 'n broffie? Wat is 'n broffie? 'n brandewyn koffie. 'n regte boerekoffie. Nee, ek joke. Nee, ek geniet 'n biertjie en dan gaan ek oor whisky toe. Maar ek is ook 'n wyn nou, ek hou baie van wyn. Saai. Ek Ek is het nou nie 'n geweet ons gaan wynkenner chommies nie. wees. Ek hou baie van wyn, ek sal wens ek het van wyn geweet wat ek van koffie weet, Ja. maar ek geniet wyn. Geniet wyn Saai. baie. Ja. Ons gaan goeie vriende raak. Jy maak die koffie, ek bring die wyn. Werk. Hierdie is nie regtig koffie binne nie. Just kidding. Ek joke. Maar kyk nou,
hier by Plato is daar nie net lekker koffie nie. Hulle het 'n dark hot chocolate dat ek net secret of the night daai, hoor, dark hot chocolate. Maar daar's marshmallows, daar's nougat, daar's klomp verskillende goed hier. En natuurlik giant cookies. Weet jy wat is my een vraag? Hoekom pas die koekies nooit in die koppies nie? Dis is 'n first world problem. Maar dan sal kan ons maar. Dis is 'n first world problem. Ons kan Maar die kleiner koekies is koekies myne. maak, maar dan klaar julle weer is te klein. Ja, dit is nie genoeg nie. Maar dis die ding, as mense het gekla oor goed en sê hulle, maar dis 'n mond vol lekker toe. Dis julle sê, Mondvol. maak 'n mond vol. Is Mondvol 'n company? Ja, dis 'n company wat collab met Plato. Okay, so ja, Ja. ek sien Plato like om nogal te Ja. collab met Ja. verskillende. Ja, freedom of movement ook. Al daai goed. Nou met tussenkussings. Amazing. Ja, ek het eers geweet. Amazing. Nou weet hulle. Maar okay, verduidelik hierdie is een van julle mees populairste snackie dit is baie snacks. populair. Wat is dit? So dit is die Mondvol Company wat nou 2 maande terug begin het. Hierdie is al laaste maand met Plato collab. So die eerste flavour was die Ophelia wat 'n Frizo is. En die tweede een was ons Coffee Frizo en die derde maand is nou die Caribbean Mocha Frizo. Oh wow. So ja, as ons ek weet wil julle hier dan laaste proe. Ja, so maar as ek klaar kan praat, so sy sit. Asof ons net 'n bietjie maak Ja, ek het nie dit bedoel nie. Klaar kan praat oor die mond vol. So mond vol. Unhinged so. So sy sit regtig, ek weet dit is duur vir 'n koekie, maar as jy dit nou proe, sy sit regtig ordentlike kwaliteit produkte hier en ek meen dis 'n lintballetjie hier binne. So ja, sy speel nie met die ingredients nie, maar ja, dis baie Jy het lekker. nie instructions. En dan Plato ook hulle eie koekies. Ek meen die choc chip, die oud koekie en die brownie koekie. Hierdie, jy het nou gesê something is life changing. Hierdie brownie koekie is life changing. Nou is dit my beurt om met jou te praat. En ek wil baie graag met jou praat oor hierdie gebou, hierdie spot wat jy het, oor die besigheid en hoekom jy hier is en hoekom jy besluit het om 'n Plato in die baai oop te maak. So kom ons begin by die begin oor die idee dat jy 'n koffiewinkel wil oopmaak. Ja, soos ek gesê het, ek is nog altyd passievol oor koffie. Ja, ek wil nog altyd iets doen aan koffie na rugby. En toe ek nou agterkom my loopbaan is naby 'n einde toe, het ek uitgereik na Plato toe om te hoor waar ek dit kan doen en daar was 'n paar bumps in the road. Maar toe sê hulle vir my daar's nog nie een in die Oos-Kaap nie, in PE nie en toe sê ek vir hulle maar ek is van die Oos-Kaap af. Ja. En lang storie kort, toe maak ons dit gebeur en ja, 'n jaar en 'n half later amper. Oh wow. Ja, So mense besef nie dat dit 'n jaar hoe lank dit gevat het om nie. Ja, mee te dit het kom. lank gevat, give or take, ja. Yes. En hoekom spesifiek Plato? Wel ek het Plato gesien toe ek in Pretoria nog gespeel het en in Johannesburg. So ek hou van alles wat hulle doen. Hulle brand awareness, hulle marketing, hulle collabs en ek dink hulle main ding is hulle kwaliteit. Ek is nou 'n franchisee, so ek weet die kwaliteit en die tyd en die prosesse wat hulle doen en hoe hulle koffie maak dis insane. Yes. Dis regtig second to none. Ek belowe jou, ek het nou gesien alles wat hulle doen. Dit is hulle fokus so erg op kwaliteit en dis waarvan ek hou. So ja. Mense wat nou Plato ken veral in die baai weet nou presies waar dit is. As jy nog nie weet waar dit is nie, jy moet weet waar dit is by nou. En hoekom het julle spesifiek hierdie location gekies uit die hele baai uit? Daar is so baie spots wat jy kon gekies het. Jy weet ek kan nou dink aan ander besige strate verder af, maar Ja. hoekom spesifiek hierso? So Circular is 'n baie besige straat. Ek meen as jy sien wat se neighborhoods aan Circular grens. Dis Lorraine, Charlotte, Lovemore is naby, Mount Pleasant is naby. Ek kan vir jou 'n klomp met plekke noem wat naby is. So en ek het altyd vir my vrou gesê een of ander tyd hierdie dag moet jy Circular gebruik. Oh wow. Of jy gym toe gaan of jy mall toe gaan of jy huis toe gaan, jy gaan Circular gebruik. So ons het in Lovemore Heights gebly, toe ek nie in Amerika was nie en ek moes altyd ver ry vir koffie. En dit was die groot rede hoekom ek in Circular gekies het of oopgemaak het is want ek vond net dan hoef die mense nie so ver te ry vir ordentlike koffie nie. So ja.
En sê vir my, wanneer het jy besef dat Plato so 'n groot sukses gaan behaal in PE? Yes, in ons eerste 2 weke seker. Eerste in ons launchdag en in die dag daarna en toe ek sien hoe die mense nog steeds ondersteun die week erop. So dis toe ek weet ja, Plato. Die mense hou van goeie koffie. Yes. Ek sê altyd die PE mense hou van koffie en matcha. Ek dink ons is die Plato wat die meeste matcha gebruik. Dis insane. Dis insane. So ja. En sê vir my, was daar enige groot fights wat uitgebreek het in die parking lot van mense wat gewag het? Nee, dis ook die nice ding is, ek het gesien die mense wag. So ek het altyd soos ek sit baie druk op die baristas om vinnig kwaliteit koffie uit te druk. Veral as daar 'n queue is. Ek wil nie hê die mense moenie kom omdat daar 'n queue is nie. Yes. Maar ek moet sê ek het baie keer met drafgroepe gepraat en sê hulle ons gee nie om nie. Ons weet ons gaan wag. So ons ondersteun en ons wag en ek moet sê toe ek dit hoor toe gaan baie van my stres weg want jy wag. Ja. Elke keer as ek na 'n ander koffiewinkel toe gaan, dan wag ek ook. Yes. Ek gee nie om as my koffie 7 minute, 10 minute vat toe ek wag. So ek moet sê vandat ek 'n koffiewinkel besit, is ek baie erg op daai koffie moet gou kom. So ja, dit verander 'n bietjie jou perspektief, maar ja. En dink jy daar's dalk possibility vir nog 'n Plato om oop te maak in die baai? Ek weet nie, ons sal maar sien. Hou my julle oë oop. So. Tussen kussens. So ons het gesien hoe jy koffie maak. Ja. En dit was 'n bietjie van 'n running joke geweest tussen my en Lisa Marie. Hoe kan die ou koffiewinkel hê maar hy kan die koffie maak hier? Ja. En toe ons met jou daar praat, sê jy nie maar jy kan koffie maak. Ja. So jy het daai training gehad. Ja. En hoe belangrik dink jy is dit vir jou of vir 'n eienaar van 'n koffiewinkel om actually daai Ja, daai aspek. Ek dink net bietjie anders aan dit. Ek meen ek sê altyd vir die baristas ek wens ek het nie 'n baas soos ek gehad nie. Want ek is baie streng en ek is baie standard driven en dis nou 'n bietjie meer van 'n joke, maar ons kom ek en die baristas kom great oor die weg, maar hulle verstaan, ek wil hulle moet verstaan wat my standaarde is. En ek het regtig hoë standaarde wanneer jy die koffie neersit. En ons het al 'n paar mishaps gehad, maar ons weet soos ons gaan groei en hulle weet wat my standaarde is en waar ons moet wees en hoe ons dinge doen en ook ons sê altyd die Plato uit. Daar's 'n sekere manier wat Plato dinge doen. Ja. En ons kan nie van dit af Yes. afwyk nie. So ek wil hê hulle moet weet waar my standaarde is, maar hoekom ek dit sê is ek kan nie vir hulle sê my standaarde is hoog, want dan kan ek dit nie doen nie. Ja. So dis 'n groot rede hoekom ek ook 'n barista geraak het en 'n kursus gekry het en geleer het om dit te doen, want ek kan nie vir hulle sê hoor jy maar jy doen verkeerd, want dan kan ek dit nie doen nie. So inteendeel ek moet eintlik meer weet as hulle. Ja. En dis waartoe ek op pad is. Ek meen ek het nou net 'n kursus klaar gemaak, so ja, ek wil hulle ook kan help. En ja, weer eens ek kan hulle nie uitskel en dan weet ek nie wat aangaan nie. Yes. So ek dink die verantwoordelikheid op my in 'n koffie franchisee of 'n koffiewinkel eienaar moet jy moet daai kennis hê. Ons baie goed om te weet. Ek gaan nou nie vir jou ookie, daar is baie goed om te weet van koffie maak en kwaliteit en hoe dinge gedoen moet word agter daai bar dis regtig dis iets waarvan ek baie hou. So ja. So ek het nou 'n paar keer gekom en Plato ondersteun. En ja, so elke keer wat ek hier was, as jy's very friendly. Jy groet jou kliënte en ek het vir Lisa gesê dis nogal 'n baie groot aspek vir my. Soos wat vir my baie cool was, is jy stap in en jy groet mense, jy sê hallo en jy's baie vriendelik en ewen jou staf ook. Ek bedoel, Lisa het 'n bol gehad vanmiddag toe ons hier aangekom het met een van jou staff members. Hulle albei het in aksente gepraat en toe word ek gevolg om in aksent te praat. Maar dit is net so cool want tans voel ek gaan nie na baie koffiewinkels toe nie, maar dit is net lekker om vir my hiernatoe te kom want ek weet ek gaan daai service kry, daai diens kry wat jy weet hierdie vriendelike gesig wat jou groet en die staf van al daai goeders en dit is baie cool om dit te sien en veral as ons hier aankom en die plek is gepak en ons mense en jy net 'n bietjie rond en nee, dit is hoe Plato is as jy al by ander Plato's was. Dis hoe ek het altyd vir Plato gesê die ouens wat myne getrein het van Plato is ek het van Plato begin hou as gevolg van 'n barista, as gevolg van een barista wat in Pretoria gewerk het. En nie eens ge-worry oor hierdie koffie proe nie. Net ek het gegaan want sy het my altyd
gegroet en sy het geweet wie ek is en gevra hoe was my dag en altyd iets nice op my koffie geskryf en dis genuine hoe ek van Plato begin hou het en begin hou het van wat hulle doen. Een barista en my baristas weet vir die onderhoud was dit 'n gesprek. Ek het van Plato begin hou as gevolg van 'n barista. So hulle weet hoe jy die customers hanteer en hoe jy hulle groet is baie groot vir my. Is massive. Ja, so dis hoekom ek dink net die hele vibe as jy in Plato instap, dis vriendelik, ons moet al jou order ken, ons moet weet wat jou naam is en al daai goed. Ek dink dis belangrik vir wat Plato probeer doen. En as jy relevant begin of wil bly, jy moet altyd uit die hoed uit dink deesdae en dan moet iets anders wees wat mense trek na jou winkel toe. So customer service en kwaliteit is iets wat ons erg op fokus. So ja. Nou, as jy nou 'n kliënt was wat deur jou deure gestap het en jy stop by die counter, wat sy bestel het? Plato. Plato is die beste. Ons het die een van Plato se menu is insane. Dit is regtig. Ons het ek het al seker 99% van daai goed geproe en alles is regtig flippend lekker. Ons nou party goed wat ek minder van hou wat nou te soet is en goed, maar alles is regtig lekker. Maar as jy van koffie hou, dink ek die Plato dis 'n ristretto shot. So ons doen twee verskillende tipe shots. Nie net 'n een shot soos gewone koffiewinkels nie. Ons doen espresso en 'n ristretto wat 'n hele ander tipe smaak het. So die Plato het 3 ristretto shots in 'n medium cup soos die en jy kan dadelik die verskil proe. En ek dink dis hoekom dit ook 'n bekende koffie is. Plato is een van die mees of ons grootste verkopers en ja, en ek dink dis 'n groot rede. So ek gaan in 'n skok, maar ek drink nie eintlik koffie nie. Maar ek het gister was ek hier gewees en ek het daar chocolate bestel en dit was nog die lekkerste chocolate wat ek ooit gehad het. Dit is baie lekker en ek was soos ek gaan nou nie noem wat die eerste winkel wat in my kop gekom het nie, maar ek wou nou daai winkel toe gery het om hot chocolate te gaan koop want dit het geproe soos asof dit van daai plek af kom. Ja. En dit is insane. Dit is baie lekker. Hierdie maak dit net gou seker ek gaan nie dooi nie. Daar's nie net. Guys, so. Dis ek allergies. Ja. Niks. No nuts. Skraait. Ek is ook allergies vir sekere maans. Dis ook nie op die lys nie. Wat sê? Dit gaan nie vlekkie julle, dis great. Dankie dat jy hierdie gaan haal het. Dis amazing. Gaan jy nou net so 'n klein stukkie bring? Jy moet net in die middel. Hy's so Ag, come on. Ag, dankie. Ek sal hierdie hele dinge. Nou moet dis lekker koffie. Chocolate chip, nee, dis nie, dis chocolate brownie. Ons is nie oorie. Nee, dis op pad. Was er wine tasting? Net. Dit definitief chocolate. Dis lekker. Dis chewy. As jy hom so breek, ek wil sien hy sticky. Dis lekker. Dis baie lekker. Ek is verder. Wat is die void? Moist. Mooi, ja. Hy's moist. Ons wil jou dit Bleep. Hy's bleep. That's Dis baie moist. pleb. Ek love dit dan. Dit's baie lekker. Ja. Hy's baie. Okay. So hierdie is die 3 top. Okay. Ja. Hierdie is 'n oud cookie. Ja. Oud Dis my crunchy. favorite. Dis omdat dit basic is. Ek love ook 'n oud cookie. Hulle is heerlik. Ons gaan hom so snap. Ons so snap. Hier sien julle, ons kan 'n ASMR hier so doen. Daar's 'n stukkie en daar's 'n stukkie. Ons is mos nou woke genoeg om ASMR te doen. Ek is woke. Ek het my naels laat doen net vir. Okay. En hierdie is jou favourite. Basic en lekker. Veral met 'n koffie. Maar jy crispy nie. Hy is nie so hard as jy moet buite hom. Ons die praat nie droog nie. Sorry. Dis baie droog. Ja, is jy kan die golden syrup proe. Dis so. Dis baie lekker. Baie gesond ook. Ek voel asof hierdie sal crumble in 'n Greek yogurt. Baie lekker. Baie lekker. Ek het net van ons kyk ons allerlei goedjies het. Dan nie. Hierdie is ook 'n baie bekende een. Die Chocolate chip. ja. Ek love 'n chocolate cookie. En dit is heerlik. Dit is 'n pizzaatjie. Daar is 'n kom. Wat is raar soos 'n pizza slice. Hoe dis te groot. Mag nog net sê. Ja. Cheers op 'n choc chip. Wow. Cheers. Ja, ek weet nie, ons moet dit doen. Bly nie in dit vas nie. Kom aan. Hier 'n bietjie op.
Ek het nou maar gehad. Ook lekker. Ek weet nie, ek voel ek's biased, maar Bias, ja, is very biased. maar is sleg. Maar dit is lekker. Hierdie is actually Baie soet. nee, Ek moet sê. hierdie is 'n smaakie nostalgie. Dit proe vir my soos die koekies wat my tannie bak by haar strandhuis. 100%. Mag Dis nou nie, lekker. is nou nie 'n mondvol nie, maar dis 'n basic chocolate chuggy. Chocolate chuggy. Wat baie Chocolate. lekker is. Kom asseblief in en vra vir 'n chocolate. Ons rename hierso. Hashtag chocolate. Amba. En dan kom jy nou by die By die mondvol. ja, Dis letterlik 'n mondvol want as jy nou kyk nou hierdie is dis lekker plat, maklik te ek het dip. voel hierdie. Dis so swaar, julle. Ek gaan hom Is net heavy. met my hande breek, né? Ek is 'n bietjie bang vir daai ene. As jy twee van hulle in jou luggage sit, dan is jou sak overweight in die lughawe. So hierdie ene gaan ek nou nie proe nie, Gaan jy nie? want hy het 'n risk of nuts. Ag nee. So dit sê so could it contain nuts. So ek gaan hom nou nie proe nie. Want dit is coconut. Ek Okay, gaan maar- coconut eet. Ek gaan nou verduidelik. Jy moet hierdie middel happy vat, jong. So daar is ons nou 'n lintbol in die middel. Jou net 'n groot stukkie dan voor. Ek weet hierdie een kry het ook 'n grootste. Ja, maar wie van die ene? Ek gaan met vashou. Want dit is 'n baie groot raap. Jy kan nie mondvol maar kry mondvol. Nee. Wat sê? Okay. Soos wat proe? Caribbean, mocha. Mocha. Yes, ons maak net vuil. Ek is jammer. Maar dit raak eerlik. Almal hoor. Die enigste ding is dat ek sal nou nie kans vat nie. Ek love 'n coconut. Love die feit dat daar lintpalle in is, maar Ons is nou. gee vir my daai brownies enige dag. Asseblief. En onthou in die oggende as jy lekker vroeg hier kom en jy moet vroeg kom, want dan maak al 6:00 oop. Ons daar vars pastries beskikbaar. Klomp verskillende goed, 7 verskillende is. 7? 7 uur. 7 uur kom dit eers. Dit word vaart gemaak elke oggend. Okay, so dan maak 6:00 oop en 7:00 kom die pastries. Want die mens kan nie oond manage voor 7 nie. Ek grap. Weet Dit kom vars hier. Dis croissants, dis pasta renata, dis Luister, dis die beste. Pasta renata hierso. Beste resepte. en dan 12 uur En dit proe ag. sandwiches, wat baie lekker. Oh, heerlik. So die probleem met dit is nog jy my ontbyt gee, jy gaan my lunch gee met lekker toebies. Die tubies hou nie lank hê. Ja, dis hoekom ek heeldag hier gaan sit. Hoe lank jy het obviously nou jou regulars wat jy uithang. Hoeveel van hulle is nou al annoying? Nee, niemand. Ons is 6-7 weke oop. Niemand Is daar nog annoying. iemand wat oorgevat Ek mag het nie nie? sê daar's Nee. niemand annoying nie. Nee. Susan, dis jy. Maar ek dink dit is 'n lekker spot en is 'n lekker vibe en ons soveel lekker goed hier. En jy kan vir jou takeaways hier vat. Hierdie marshmallows ryk so lekker. Hierdie is amazing, maar daar's nougat en fudge. Dis ons Cape Town sweeties. Die Cape Town cities nee. Ag ja, look at Cape Town coming to PE to the GQ. Klaar mondvol gehad het. Nou eers klaar gekou. Ja. Dis baie lekker. Dit is soos ek het al 'n paar geproe. Dis nie eens die lekkerste flavour nie. Sy doen insane Oh, wow. flavors. Yes. Nou as jy nou jou eie mondvol resep sou maak wat jy in dit gesit het. Oh, die een wat sy klaar gedoen het, daai zoo cookie. Oh, Yes. ja, Dit is insane. ek het actually so een al gehad. Daai zoo cookie mondvol is vir my 11 uit 10. En die rooibos een ook. So ek dink daai Ophelia en white chocolate wat ek nog gemis het, was seker great. Oh wow. Ja. Okay. Ek is bly jy het gesê, ek is bly jy het nie gesê jy gaan 'n blou bil eet maak nie. Ja. Tussen kussens. So, ons het 'n mondvol gehad en 'n paar koffie gehad. Baie dankie. Mooi artwork en alles wat jy gemaak het. Dankie dat jy met ons gesels het tussen kussings. Baie dankie. Dat jy oopgebly het vir ons het ons dis nooit so stil hier nie hoor. Hierdie is na ure gewees. Ons moes want jy kan nie praat nie Dit is al 11:30 in die aand. Ja, is donker hier. Maar elke persoon wat op tussenkussings kom, kry 'n tussenkussings Dis kussing. baie nice. En dan moet jy vir ons 'n foto stuur van jou tussenkussings. Ja. Kussing. Dankie julle. Nee, dis great. Dit was lekker om julle te hê. En dankie vir al julle great vrae en ja, vriendelikheid. Dit was regtig lekker om met julle te chat. Awesome. Dankie dat jy lekker koffie op die ete gebring het. Dankie. Ons waardeer dit. 100%. My beter laat word as wat ek was.